Goed, moet ons vanmiddag weer aangaan met ons katekisasie. Kom ons bid eers voordat ons begin. Onse Vader, baie dankie dat ons vanmiddag weer hier saam kan wees. Vader, waar ons vanmiddag weer in U woord wil wees, bid ons dat U ons wil help ons om lekker te kan oplet en lekker te kan werk. En Here, gee dat dit alles ons U meer leer ken en dat ons kan groei in ons verhouding met U. Baie dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen. Goed, ons het nou laas keer het ons lekker hersiening gedoen en ons kon toe begin met Sondag 21 en ons kon ook die vragies in die handboek beantwoord. Maar ons het gesê ons wil 'n bietjie dieper ingaan op Sondag 21 self, soos wat hy in die katekisasieboek, in die katekismusboek is, dat ons dit daarom lekker kan verstaan ook en kan sien hoe dit ons na die woord toe wys en wat die Here vir ons dan sê. Nou kom ons sê net gou 'n bietjie as ons by Sondag 21 kom. Waar is ons nou in die 12 artikels? Nou van Sondag 9 is ons besig met 12 artikels. En gaan tot by Sondag 22, nou ons by Sondag 21 waar ons in die 12 artikels. Die Heilige Gees. OK, hoe sê jy so? By die Heilige Algemene Christelike Kerk. Ons is by die Heilige Algemene Christelike Kerk, maar jy slaat nie verkeerd nie, Johannes, dink ek, as ons sê dat ons by die Heilige Gees is, want die 12 artikels som die belofte van die evangelie op. En wat is die belofte van die evangelie? God self. God self. En wie is die God van ons? Die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Ja, en dit is dan ook die inhoud van die 12 artikels. Nee. Ons bely die belofte van die evangelie, soos wat dit vir ons in die woord gegee word. Wie sê die belofte van die evangelie, God die Vader, Seun en Heilige Gees, en dis hoekom ons ook glo om so bely, glo in God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En dan kom die kerk daarby, en kerk kom daar by die Heilige Gees, en nie omdat ons net gedink het, of omdat die ouens vir die 12 artikels nou opgestaan het, en sê, wat sê ons maar met die kerk? Of ons het nou nog nie genoeg geskryf nie. Ons voel dis bietjie kort om net oor God die Vader en Seun en Heilige Gees iets te sê. Kom maar, ons waar dink julle, wat kan ons nog bysit? Kyk, ek trek hom daarby. Ek dink dit was heeltemal so iets nie. Dit pas by die kerk, pas by die Heilige Gees, en die Heilige Gees is die een deur wie Jesus sy mense vergader. Nee, hy vergader ons deur sy Gees en woord, en dit is wat daar ook staan by die antwoordjie, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag van 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en bewaar. Nou, so ek dink dis die regte plek om dis eintlik 'n logiese voortvloeiing. As die Vader en die Seun en die Heilige Gees daar is, dan is hulle nie alleen maar daar nie. En hulle het ook besluit om te skep. En deel van hierdie skepping is die mense, en dan het die Here ook 'n herskepping waarin hy mense verlos en ook dan die skepping nuut maak. Nou, en dit is waaroor dit eintlik gaan in die laaste gedeelte van die 12 artikels. Nou goed, kom ons gaan 'n bietjie vanmiddag net dieper in, en ek wil veral hê ons moet raak sien hoe dit wat ons hier leer in die katekismus, hoe ons dit ook raak sien in die Bybel. OK, so kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ons sien nou, en ons het dit laas op die bord ook geskryf, en ek dink ons moet dit nou weer skryf. Ons moet heel eerste van alles, moet ons die hoofsinnetjie by vraag en antwoord 54 eers uitklaar. So kom ons kyk 'n bietjie, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Wat sê julle is die hoofsin? Daar by vraag en antwoord 54. Of dalk moet ons so vra, wat is die hoofwerkwoord? Of werkwoorde? Wat dink julle? Vergader, beskerm, onderhou. Daar sê vergader, beskerm, onderhou. Dis die 3
werkwoorde wat hier gebeur, né? En wie is dan, kom ons sê, die onderwerp of die subjek van daardie werkwoorde? Wie is die een wat vergadering, beskerming onderhou? Die Seun van God. Die Seun van God vergader, beskerming onderhou. So kom ons skryf dit nou eers in. Die Seun van God en dit is nie die eerste vergader. Okay, hy vergader. Goed, nou gaan ek sê, wie vergader hy? Die gemeente. 'n gemeente vergader. So kom ons skryf dit nou hier, persone vergader vir hom, 'n gemeente. Okay? En gemeente is ook, die ander woord vir gemeente is kerk. Okay, gemeente of kerk. Nee. Okay. Nou kan ons sê, nou sal 'n klomp goeters wat gesê word, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente vergader. Kom ons praat eers daaroor. Hy vergader vir hom 'n gemeente, ons noem dit ook kerk. Daai Griekse woordjie vir kerk is Ecclesia. Of ons kan ook sê, dat van die kies op, ja, ons skryf daar woord in Ecclesia. Okay, dit is die Griekse woord vir kerk. Daar is 'n baie belangrike werkwoord wat saam met Ecclesia word, en dit is Kaleo. En Kaleo beteken roep. So die gemeente is Jesus se geroeptes. Jesus is die goeie herder wat sy skape by mekaar roep. Okay. So dit moet 'n mens raak sien dat Jesus vergader 'n gemeente, 'n kerk, en dat kerk is nie saam geroep is. Dis my 'n vergader, hy roep hulle. Okay. Nou, kom ons kyk 'n bietjie. Hy sê uit die hele menslike geslag ook. En nou moet jy julle Bybel stil maak by Johannes 10. So hy roep vir hom 'n gemeente, en nou kan ons sê, ons gaan leer oor uit wie roep en ons sê vergader die Seun sy gemeente. Dit is nou die volgende. Die Seun vergader van 'n gemeente, en 'n gemeente is 'n kerk, die Ecclesia, die saamgeroep is. Okay, nou kom ons kyk 'n bietjie, as ons kyk Johannes 10, of ons meer kan leer oor hierdie gemeente en oor goeders wat ons dalk raak sien hier in die in vraag en antwoord 54. Ek gaan so sê, Marie, begin jy vir ons te lees daar by hoofstuk 10 versie 1. Okay? Lees jy vers 1, ek lees vers 2, Johannes, jy lees vers 3, dan lees ons so in die rondte.
Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Kyk maar die vers 4. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het. So nou sien ons hier dat Jesus hier vertel vir ons 'n storie met 'n les, maar die mense het die les nog nie lekker verstaan nie. Dalk verstaan ons ook nie die les lekker nie, maar Jesus verduidelik dit nou verder. Maar kom ons maak dit eers seker ons verstaan die storie, of ons het die storie nou lekker onder die knie. Ons hoor hier van 'n skaapstal, van 'n skaapkraal. Ons hoor van 'n dief en 'n rower wat nie deur die hek gaan nie. Ons hoor van die herder wat deur die hek gaan van die kraal en hy roep sy skape by hulle eie naam en hy gaan met hulle uit en sy skape volg hom. En sy skape sal nooit na 'n ander herder luister en hom volg nie, want sy skape ken sy stem. Nou wat ons hier moet raak sien, is 'n ou tydse kraal by 'n dorp. Daar het al die skape van die mense wat in die dorpie gebly het, was in die kraal in die nag. En dan in die dag dan het almal hulle skape gevat en na verskillende plekke gegaan om die skape te kry en nag het weer teruggekom na die kraal toe. En Jesus vertel net ons so 'n storie. Hier's 'n herder en dan roep hy sy eie skape daar uit die stal uit. Nou, dis 'n beeld van Jesus, nee. Nou sien ons al klaar hierdie in Johannes 10. Ons gaan dit nou raak sien as ons begin lees en ons gaan hierdie doen. Die seun van God van sy gemeente, hy roep sy gemeente. En hier in Johannes 10 is die gemeente 'n beeld van 'n skaapkudde. En hulle naam hierdie skape en Jesus vergader sy skape. Daar's klomp skape in hy kraal, maar Jesus bring sy skape in die kraal uit. Hy vergader sy skape. Okay. Hy roep hulle. Ons kyk nou, die mense verstaan dit nie, dis in vers 6 vir ons gesê, en dan gaan Jesus dit 'n bietjie verder verduidelik. Johannes begin jy sommer lees op by vers 7. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So nou verduidelik Jesus die storie. Hy het in die storie vertel van 'n hek. Hy sê ek is daardie hek. En jy kan deur my gaan en as jy deur my gaan word jy gered. Ek is die een wat jou red en aan jou vryheid gee. Jy kan ingaan, uitgaan. Jy was altyd 'n slaaf, vasgevang gewees. Ek gee vir jou vryheid, ek gee vir jou ware lewe. Dis wat Jesus die heel eerste ding in die storie verduidelik. Hy sê eers ek is die hek van die skape. En deur my gaan jy uit en jy het lewe, jy kom in met vryheid. Okay, dis wat Jesus hier verduidelik vir ons. Okay, maak dit sin vir julle? Nou, kyk na versie 11. Marie, begin jy vir ons te lees by versie 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Okay, so nou sê Jesus in die storie, ouens, is ek die hek en die herder. Ek is twee, né? Jy kan my eers sien as die hek, maar dan moet jy my ook sien as die herder. Ek is die herder wat jou deur myself in die lewe inlei. En hoe gee ek lewe vir die skape? Hy lê sy lewe vir hulle. Hy gee sy lewe vir die skape. Jesus het hierdie gemeente in die wêreld. Hy roep hierdie gemeente na hom toe. Hy lei hulle in die lewe in. Hy gee vir hulle lewe deur vir hulle kruis toe te gaan. Okay? Goed.
Maar, sê vers 12, moet ek nou lees, die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar uit. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde en een herder. Ok, kom ons stop eers daar. So, kom ons dink nou 'n bietjie aan. Ons het nou baie mooi gesien, die hele tyd roep, die herder roep sy skape volg hom, hulle luister na sy stem, dit sien ons die hele tyd, en dis hoe Jesus hulle vergaan. Ja. Maar nou is daar, sê ons katekismes, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vorm 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord vergader. Ok? Nou, ons sien nou in hierdie gedeelte baie mooi die herder, Jesus is die een wat roep, né? Maar hoe werk dit deur sy Gees en woord roep? Hoe werk dit? Kom ons sê so, as Jesus nou daar in Israel is hier in Johannes Evangelie is Jesus in Israel, hy is fisies daar in Israel, hy is besig om mense te roep, hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en die wat kom, daar is sy skape, hy roep sy skape, ander steur hulle glad nie aan hom nie, hulle is ook nie sy skape nie, Jesus roep sy skape, en hulle kom na Jesus. Dis die mense wat weet, ons het hierdie Jesus nodig. Ok? Nou, daar het Jesus hulle geroep. Maar nou gaan die Bybel aan. Nou aan die einde van Johannes het Jesus opgestaan uit die dood, en dan aan die begin van Handelinge, dan vaar hy op in die hemel. Maar hoe is Jesus dan besig om te roep? Want Jesus gaan aan, want as ons nou lees in Handelinge, dan sien ons hoe daar allerlei mense vergader word. Want ons sien, Jesus sê dit ook in Johannes 16, hy sê, ek het nog baie ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. En dan praat Jesus daar van Israel stal. Hy sê, daar's ander stalle ook, daar's die Afrikaner stal, daar's die Engelse stal, daar's die Zulu stal, daar's die Xhosa stal, en oral het Jesus, in elke stal het Jesus sy skape, sy mense, en hy gaan roep hulle, en hulle volg hom, en hulle is een kudde, een herder. So hoe roep Jesus nou, kan ons maar amper sê, as hy nou nie in die Israel staan nie, sê nou maar, lees daar in Handelinge, daar is Paulus nou in Asië en Turkye, hoe roep Jesus dan? Nog steeds deur sy woord. Deur sy woord Gees, maar hoe werk dit prakties? Uit 'n prediker en dan werk die Gees in die harte. Ja, Jesus preek deur die apostels, hy preek deur die predikers en die Heilige Gees werk daarmee saam. Ok? Ek het 'n bietjie 'n voorbeeld daarvan sien ons. Hulle hoef nou nie meer 'n Bybel sin te blaai, ek gaan sommer blaai. Voorbeeld daarvan sien ons in Efesiërs. In Efesiërs hoofstuk 2. In Efesiërs hoofstuk 2 praat Paulus van hoe Jesus aan die kruis was. Hy sê, julle heidene was eers ver, maar nou het julle naby gekom deur die bloed van Christus. Want Christus is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee, naamlik heidene en Jode, in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daar in die vyandskap tot niet gemaak het. En hoor nou wat staan hier so. En hy het die evangelie, Jesus het die evangelie van vrede verkondig vir julle heidene wat ver was en aan die wat naby was. Nou is die vraag, hoe het Jesus vir die Efesiërs die evangelie van vrede kon verkondig? Deur Paulus, deur sy woord, deur sy Gees. Deur sy Gees met sy woord. Maak dit vir julle sin?
So kom ons kyk nou 'n bietjie wat ons hier kan bysit. Jesus vervader vir hom 'n gemeente, as die vervader as wat nou by hom kom, wil Jesus sê, dat kan hy so aftrek, en Jesus sê, deur sy Gees met sy woord. Okay, wat is ons versie daar? Ons sien hierso Johannes 10, die hele einde sommer hele Johannes 10 kan ons daar byskryf. Maar spesifiek oor Efesiërs 2 vers 17. Okay, deur sy Gees met sy woord vervader Jesus sy skape, nee. En hy vervader hulle uit die vervader die Seun van God. Hy vervader hulle uit die hele menslike geslag, nee. Ons skryf dit hier. Uit die hele menslike geslag. Okay. Wat 'n vers in Johannes 10 sal ons gebruik hierso vir Jesus vervader sy gemeente, sy skape uit die hele menslike geslag. Wat 'n versie in Johannes gaan ons gebruik daarvoor? Of wat 'n versie in Johannes wys vir ons dit? Vers 16. Sien, vers 16, Marie, lees 'n bietjie vir ons vers 16. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Aha, daar sy. So, ons kan hier so skryf, Johannes 10, vers 16. Nou sien ons nog in die katekismes, die Seun van God vergader uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe verkies is, deur sy Gees en woord. So, nou leer ons nog iets van hierdie gemeente. Hierdie gemeente is tot die ewige lewe uitverkies. Nou, ons gaan nog meer leer oor die uitverkiesing, as ons die Dordtse leerreëls meer oor gaan leer. Maar net so 'n bietjie hierdie gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is. As wie vervader Jesus die gemeente? Kom ons skryf daar ook 3 neer. Die gemeente is deur die Vader uitverkies. Tot die uitverkies tot die ewige. Wat beteken uitverkies tot die ewige lewe? Wat is daar tot? Hoe kan ons 'n ander woord gebruik? Wat 'n ander woorde kan ons dan plek van tot insit? Uitverkies tot die ewige lewe. Kan ons dit in ander woorde sê? Vir die ewige lewe. Okay, vir die ewige lewe, wat nog? Ek sou ook sê, uitverkies om die ewige lewe te verkry. Okay, tot dit nog baie keer daai doel, en as ek moet vir doel aanduiding te wees. Om die ewige lewe te verkry. Ek dink dit kan dalk 'n bietjie makliker vir ons sê. Nee. Okay. Maar nou die gemeente is deur die Vader uitverkies tot die ewige lewe. Kom ons kyk of ons iets daarvan in Johannes 10 raak sien. Kom ons lees. Julle moet nou vir my sê, ons gaan nou aanlees en dan moet julle vir my sê, "Wow, ek dink ek sien iets van uitverkies tot die ewige lewe." Okay? Ons het vers 16 gelees. Kom ons begin, vers 17, Johannes. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer op te neem.
Hierdie gebod het ek vir my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En waarvan hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander, lees ek uit my beerd, maar lees hy. Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van 'n blindes open nie. En dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my geskape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis hierso in vers 28. Vers 29 en nou. Okay? My sê van ewige lewe. 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is en nou sê hy, my skape luister na my stem, ek ken hulle, hulle volg my en ek gee vir my skape die ewige lewe. Okay, maar daar staan nie heeltemal uitverkies tot die ewige lewe. Daar staan wel skape, en sy skape, ja. En hy gee hulle die ewige lewe, goed, maar hou vas, kom ons lees vers 29. Johannes lees van vers 29. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Okay, kom stop daar. Dink julle in hierdie laaste verse wat ons nou gelees het, sê Jesus iets oor uitverkiesing? My woorde kry ons nie hierso nie, maar is daar dalk iets wat ons soontoe kan vat? Dalk daar van niemand kan my die Vader se hand druk. Niemand kan my die Vader se hand druk nie. Ander eenlik, my Vader wat hulle vir my gegee het. Okay, wie is die hulle? Die uitverkore. Die skape, né? Hy sê ek het skape, my skape luister na my stem, ek ken hulle, hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe. Maar hierdie skape wat na Jesus se stem luister. En dan in hierdie hele storieetjie is hulle daar in kraal. En dis Jesus se eie skape. Die skape behoort aan hom. Maar hoe behoort hulle aan hom? Die Vader gee hulle. Die Vader gee hulle vir hom. En dit is daar kom ons by die uitverkiesing uit. Die Vader gee skape vir Jesus. Ek dink wanneer ons met Johannes 10 werk, kan ons die gemeente met die Vader uitverkies tot die ewige lewe en dan kan ons begin skryf Johannes 10 versie 29. Kyk dan net weer 'n bietjie vers 26. Kyk nou hoe interessant. Die Jode sê vir hom, sê vir ons nou ronduit as u die Christus is. Dan sê Jesus vir hulle, luister, ek het dit vir julle gesê. Kyk daar by vers 25. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Wat doen hulle nie? Hulle luister nie na sy stem nie. OK? Dan sê Jesus vir hulle in vers 26, hoekom luister julle nie na my stem nie? Want julle is nie van my skape nie. Sien julle dit? Nou Jesus het skape, daar so in die Jode kraal, in Israeliete kraal het Jesus skape. Wie luister na sy stem? Sy skape. Die ander wat hom uiteindelik kruisig en hom verwerp, is hulle sy skape. Nee, hulle is sy skape, dis hoekom hulle na sy stem luister, maar sy skape luister na sy stem. OK, hoor dit, sien julle dit, né? Dis die ouens wat deur Jesus, deur die Vader uitverkies is tot die ewige lewe. Ek blaai na julle Bybel so 'n bietjie terug na Johannes 6 toe. Johannes 6:37. Kyk 'n bietjie daar. Jy kan hom vir ons lees. Johannes lees hy so. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hulle wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Wie kom na Jesus toe? Wie luister na Jesus se stem volhardnetig?
Almal wat die Vader. Almal wat die Vader vir hom gee. Dit is weer daai gemeente wat verkies is, nee. Gaan Jesus sê Johannes 6 vers 37. Ja? Kyk 'n bietjie na vers 39. Marie, lees jy vir ons vers 39. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Ja, want hulle is uitverkies tot die ewige lewe. Jesus verloor hulle nie, nee. Staan hier so wys dit versie 39. Nou, hy het 'n gemeente wat tot die ewige lewe verkies is. Blaai bietjie julle Bybels na hoofstuk 17. Kyk dan, kom ons lees 'n bietjie daar versie 1 en versie 2 en 3 daar. Lees 'n bietjie daar vir ons, ek sal begin. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef. Sê Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun sodat u seun u ook kan verheerlik. Versie 2 Johannes. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Aha, sien jy daar? Sodat almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee. Dit is wat Jesus nou doen. Hy gaan nou prys toe vir wie? Vir daai ouens wat Jesus wat God vir hom gegee het en hy gaan vir hulle die ewige lewe gee. Wat maak dit vir julle sin? Dis so Jesus het 'n gemeente wat vir die ewige lewe uitverkies is. Ons gaan ook die 17 vers. Nee, so Jesus, die seun van Vader se gemeente, die eerste gees en woord, dis ons versie daarvoor, waar? Uit die van Vader, uit die hele menslike geslag, Johannes 10 vers 16. Hierdie gemeente het die Vader tot die ewige lewe verkies. En ons sien ons versies. Nee, soos ons nou hierso lees in ons katekismes, wat glo jy van die Heilige Algemene Kerk? Dan sê ek, die Seun van God vergader. Hy vergader vir hom 'n gemeente. Hoe? Deur sy gees met sy woord. Wat is ons versies? Johannes 10, Efesiërs 2, vers 17. Hy vergader hierdie gemeente uit die hele menslike geslag. Wat is ons versie? Johannes 10, vers 16. Nee. Hierdie gemeente is tot ewige lewe uitverkies. Waar sien ons dit? Johannes 10 vers 29, Johannes 10 vers 37, nee? Ons sien ook dat hulle vergader in die eenheid van die ware geloof. Hy vergader hulle in die eenheid van die ware geloof. Hulle glo almal dieselfde. Nee, een herder, een kind. Ja, hy vergader hulle. Ons kan ook nie so sê, deur sy gees en woord vergader hulle. Kan nie so sê, in die eenheid van die ware geloof. Die ware geloof maak dat daar eenheid is. Ons glo almal dieselfde. Nee, dit sien ek al baie mooi in Johannes 10 vers 16. Lees ek dit ons Johannes 10 vers 16? Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Wat maak hulle een? Want onthou dat dit is nou Afrikaner skape, Zulu skape, Engelse skape, Duitse skape. As ons hierdie knop so in mekaar sit, is hulle gewoonlik een. Gewoonlik. Nie hulle beklei met die spoegskap nie. En die bloed loop aan. Maar wat maak nou dat hulle een word daar by Jesus? Dit is een kudde. Ja, maar wat maak hulle een kudde? Jesus. Ja, en sy stem daarna hulle luister. Nee, hulle luister almal na sy stem. Hulle glo almal dieselfde woord. Nee, en dit maak dat ons een word. Dis wonderlik, nee. Dis wonderlik. Daar's nêrens in die wêreld gebeur dit nie. Nêrens in die wêreld gebeur dit nie. Mense het allerlei planne om 'n een verenigde mensdom te maak, nee, verenigde nasies, en die kommuniste wil dit doen. En werk dit? Nee, want niemand van hulle praat soos Jesus nie. Nee, Jesus maak mense een. Nee. Okay. Nou, so wat ons nou raak gesien het, ons het gesien dat die Seun van God uit die hele menslike geslag, Johannes 10:16, vir hom 'n gemeente vergader, Johannes 10, Efesiërs 2:17,
deur sy gees en woord, waar uit die hele menslike geslag, Johannes 10 vers 16, hulle is tot die ewige lewe uitverkies, Johannes 10:29, Johannes 6:37, in die eenheid van die ware geloof, Johannes 10:16, van die begin van die wêreld tot die einde toe. Dan dit is so mense 4. Van wanneer af is Jesus besig en tot wanneer? Van wanneer af en tot wanneer is Jesus hier mee besig? Ja, van die begin af tot die einde. Is Jesus daarmee besig. Weet, dit is daar plekke in die Bybel wat dit vir ons sê. Plekke in die Bybel wat vir ons sê, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, is hy daarmee besig. Dink nou net 'n bietjie waar verkondig word oor ons die eerste keer die evangelie. Waaroor is die eerste keer die evangelie verkondig? Genesis. Ja, waarom Genesis? Genesis 3 vers 5. Ja, Genesis 3 vers 15, daar is van die begin af. Nee? Die moederbelofte wat verkondig word. Nee. Daar word die evangelie van die begin af verkondig, né? En ons kan maar nou net sê, amper die antwoordjie vir hierdie eintlik ons daar by Sondag 6, né? Wat sê, waaruit weet jy dat ons middelaar ware mense en ware God is? Uit die evangelie. Waar kry jy die evangelie? Watter evangelie is hierdie? Waar word dit verkondig? Waar word dit verkondig? In die evangelie wat God self aanvanklik in die paradys aangekondig het en dan presteer en tot aan die einde toe verkondig het. Nee. Kyk 'n bietjie vir ons na Markus, maak julle Bybels ook al by Markus 13. Markus 13. Markus 13 is Jesus besig om profesie te gee oor die vernietiging van Jerusalem, die Here se oordeel wat oor Jerusalem kom, maar uiteindelik sien ons in die oordeel van Jerusalem ook 'n prentjie van die eindoordeel, né? En die disippels vra maar wanneer van hierdie dinge gebeur en Jesus is besig om iets daar te sê. Hy kyk nou daar na versie 9 tot daar by versie 13. Lees 'n bietjie vir ons daar, Marie. Maar wees julle vir jouself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. En dan sê vers 10. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word en dan kom die einde. Die evangelie moet eers verkondig word. So aan die einde tot aan die einde, ons kan so sê Markus 13 vers 10. Eers aan al die nasies verkondig, dan kom die einde. Nou, kyk 'n bietjie daar wat ek sien. Matteus 24:14, wat staan daar so? En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. OK. So die verkondiging gaan aan tot aan die einde want almal wat ons gehoor het, moes gehoor het. OK. So kom ons kyk nou het ons al gesien. Die seun van God vergader uit die hele menslike geslag vir 'n gemeente wat tot die ewige lewe verkies is. Dit het ons nou mooi gesien. Hoe? Deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof. Van die begin van die wêreld tot die einde toe. En hy beskerm
en hy onderhou dit. En dan staan daar, en dat ek 'n lewende lid is en ewig sal bly. Hoe weet jy jy's 'n lewende lid van Jesus? Wat dink jy? Wat in Johannes 10 sê vir jou jy's 'n lewende lid? As jy luister na die stem. Ja. Waar is die vers wat dit sê? Kyk 'n bietjie wat in Johannes 10 sal vir julle dit sê. Vers 27, kyk bietjie vers 27. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ja, daar's hy, nee. Mooi. Vers 26 sê, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Maar skape luister na my stem. En dis 'n ander woord vir glo, en hulle volg my. Hulle begin 'n radikaal nuwe lewe leef. Jy volg nie meer eie kop nie, jy volg nie meer jou hart nie. Jy glo in Jesus en jy volg Jesus. Nee, dit is Johannes 10 vers 27. Glo in Jesus. Glo en kry radicaal nuwe Hy bepaal my dink, hy bepaal my doen al hoe meer. En dis wat jy mos as iemand volg, dan volg jy mos daai se dink, sy doen, sy woorde, sy alles. Nou, maak dit sin. Dis 'n lewende lid van die gemeente. Dis 'n ou wat Jesus wil volg. Okay? Jy kan nie volmaak nie. Jy kan nie sondeloos nie. Ja. Jy kan jy's 'n sondaar, maar jy gaan daarom juist na Jesus toe want hy sê ek het gekom vir sondaars. En jy volg hom in 'n nuwe lewe. Want dan maak dit sin vir jou. So dit is my baie belangrik. Weet jy nou wat? Ek wil hê ons moet 'n foto van hierdie neem. Dat ons dit kan. Ek wil hê om dit by julle by hierdie gedeelte met julle hier vir my neerskryf. Kyk. Ons is nog net hierso kyk of ek 'n foto vir ons kan neem hiervan. Ons neem gou hierso 'n foto. Ek wonder of hier so nie beter lig ergens is nie. Net 'n bietjie so kyk. Okay. Gou kyk of ons iets hierso kan sien. Ja, nee, wat? Dis okay, ek sal hom vir julle aanstuur. Nou net weer by ons opnemer kom. Daar's hy.
Okay, so ek dink dit is baie belangrik dat ons dit moet maar dit moet nou kyk. Nou, kyk 'n bietjie na vraag en antwoord 55. Kyk, wat sien julle by vraag en antwoord 55? Lees 'n bietjie vir ons die vraagie daarso aan, Johannes. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Want dan ek glo die heilige algemene Christelike kerk en dit het ons nou verduidelik, die gemeenskap van die heiliges. Nou wat doen daai sinnetjie, die gemeenskap van die heiliges? Wat doen daai sinnetjie? Wat? Is dit iets anders as die kerk? Nee. Dit beskryf die kerk verder, nee. Die kerk is ook die gemeenskap van die heiliges. Okay? Nou, wat op aarde is die gemeenskap van die heiliges? Dis die gelowiges almal saam. Dis die gelowiges saam. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Ek stem saam met jou maar, nee. Dit is die gelowiges saam. So kom ons kyk net gou vir dit hier neerskryf. Okay, kom ons skryf nou so. Die kerk is ook gemeenskap van heiliges. Wat op aarde is die gemeenskap? Dis 'n ander naam vir gemeenskap van die heiliges. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat se verduideliking gee die katekismes daar vir ons? Marie, lees vir ons daar. Daar's 'n ten eerste en daar's 'n ten tweede. Lees vir ons die eerste en die ten eerste. Eerstelik dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede aan die Here Christus en al sy skatte en gawes gemeenskap het. Okay. Nou baie belangrik. Kom ons teken nou. So, hierso is die wêreld. Swart boom. Hierso is die wêreld. Okay? Dis die wêreld. En ons is hier binne in daar. Nou, hier binne in die wêreld kom die goeie herder in. Okay? En die herder het 'n kudde. Okay? Ons teken die herder se kudde is. Dit is die herder Jesus. Hy het in die wêreld ingekom en nou roep hy deur sy gees met sy woord, roep hy nou ook mense uit die wêreld uit binne in sy kudde. Dis nou daar. Maar nou het julle geleer toe ons moes by Sondag 7 was. Word alle mense dan weer salig soos wat hulle in Adam verlore gegaan het, word hulle weer salig in Christus? Nee? Slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei. Ingelei. Dus met ander woorde, as hy ons roep, dan is hy Jesus self, is nie net die herder nie, hy is ook die kraal. Ons kom in Jesus in en dit is wat nou hier so staan. Ten eerste dat al die gelowiges almal saam en afsonderlik as lede van Jesus Christus gemeenskap aan hom het.
So hy roep ons uit die wêreld in hom in. Okay. En dis die gemeenskap van die heiliges. En hier, binne, het ons gemeenskap met Jesus, so toe, ons het ook gemeenskap met mekaar. Okay. Mag dit vir julle sin? Ja. Nog 'n voorbeeldjie, om dit te teken, is as ons nagmaal. Okay? Dis nagmaal. En hier is die brood. En hier is die beker. Okay? Nou, waarvan is daardie brood en beker tekens? Liggaam van Christus. Van Jesus, ja. Nou sit ons hier op die tafel en ons almal vat aan die brood. Waaraan vat ons? Aan Jesus. Aan Jesus. Kyk daar. Ten eerste dat al die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met Christus gemeenskap het en aan al sy skatte en gawes deel. So nou vat ons almal aan die brood. Ons het almal deel aan Jesus. Maar as ons almal aan die brood vat julle nou ook hier in die Bybel? Wat bind ons aan mekaar? Die Bybel bind ons aan mekaar. Of die Jesus wat 'n teken wat nou daar brood afvoer. Of as ons uit een beker uitdrink. Nou drink ons uit die beker uit. Wat is dit 'n beeld van? Jesus is almal bymekaar. Ja, ek drink, so ek het deel aan Jesus. Maar jy kan nou self te Jesus van ek deel het jy ook deel. Dieselfde wyn wat in die een beker was is in my en in jou. Jesus bind ons aan mekaar. Maak dit sin vir julle? Okay. En dis wat hier staan. So die nagmaal is vir ons 'n prentjie van die gemeenskap van die heiliges. Maak dit sin? Okay. So met ander woorde, ten eerste dat al die gelowiges almal saam as lede met die Here Christus gemeenskap het en aan al sy skatte. Nee, ons het saam aan Christus deel en daarom het ons ook aan mekaar. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. So as ons dan almal saam Jesus deel, dan word ons daar rondom die nagmaaltafel word ons dan almal broeders van Jesus en broeders en susters van mekaar wat mekaar nou in liefde moet dien soos wat Jesus ons gedien het. Dis die gemeenskap van die heiliges. Maak dit vir julle sin? 'n hele nuwe gemeenskap in die gemeenskap. Ons bly in die gemeenskap van Graaf Renet, maar binne die gemeenskap van Graaf Renet is daar ook die gemeenskap van die heiliges. Die mense van Jesus, die nuwe broederskap. Okay. En nou staan daar, wat glo jy van die vergifnis van sondes? Nou is my vraag, vir wat op aarde word hier nou ewe skielik ook van die vergifnis van sondes gepraat? Kort vergifnis van sondes. Dis waar. Maar ons het ook van vergifnis van sondes eintlik by toe ons oor Kolosseën bely ook gepraat. Hoekom word hier spesifiek nou na kerk ook gesê, ek glo die vergifnis van sondes? Die deel is in kerk van word jou vergif. Want hierdie mense, Jesus se mense, want kyk waaraan het ons deel. Ten eerste, as ons glo die gemeenskap van die heiliges. Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel. En wat is hy skatte en gawes? Vergifnis van sondes. Die kerk is die mense wat vergewe is. Die kerk is die gemeente wat deur God uitverkies is, deur die Seun vervader word, deur sy Gees in woord vervader word, in die eenheid van die ware geloof vergader word, uit die hele menslike geslag vergader word, na wie toe? Na hom toe. By hom word ons die gemeenskap van die heiliges, nie met ons self heiliges nie, maar omdat ons uit die wêreld uit in hom ingebring het. Daar word ons deel aan hom, deel aan mekaar, nagmaal is 'n prentjie.
OK? En dan is ons die mense wat vergifnis van sondes het. OK? Dis wonderlik. Dis so wonderlik. Nou goed, kom ons stop dan daar. Dis net 'n wonderlike klomp goed wat ons nou vanmiddag geleer het, en 'n mens moet nou die Here vra om regtig dat ons dit onthou en dit in mense hart indring. Hierdie is regtig eintlik wonderlik, nê. OK. Kom ons stop daar en dan bid ons eers. Onse Vader, baie dankie dat ons nou net weer kon leer hoe U vir U 'n mensdom in hierdie wêreld vergader. Here Jesus, ons wil U loof en prys, en Heilige Gees, ons wil U loof en prys vir U werk in hierdie wêreld. Dankie Vader dat U ons uitverkies het. Dankie o Seun van God dat U ons vergader, en Heilige Gees dat U die een is deur wie die Seun vergader met die woord wat U geïnspireer het. En ons wil bid Here dat U mense ook hier in Graaff net sal vergader, en dat ons 'n gemeenskap van die Heilige sal wees. En baie dankie Here dat ons so na U toe kan kom en van U af al die dinge kan vra. Amen.